Môre sê Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is uit Genesis 17 uit, vers 26 en 27. En op daardie selfde dag is Abraham en sy seun Ismael besny. En al die manne van Abraham se huis, die wat in sy huis gebore was, en die wat van vreemdelinge met geld gekoop is saam met hom besny. Op daardie selfde dag, wat God vir Abraham gesê het, dat hy 'n verbond met hom sluit, en dat die teken besnydenis is, het Abraham gehoorsaam opgetree. Hierdie was 'n teken dat die vlees weggesny moet word, wat altyd in die pad staan van gehoorsaamheid. Op daardie selfde dag, hy het nie uitgestel nie. Ons sê baie keer van uitstel, kom afstel, maar uitstel vir ons as 'n gelowige is, om nie gehoorsaam te wees nie. Wanneer God van ons iets vra, is hy bereid om met ons 'n verbond aan te gaan, dat hy getrou en regverdig sal bly, dat hy ons sal seën, as ons kan doen en ons deel bring. En dikwels is daardie kant en deel gevul met gehoorsaamheid. Baie keer doen ons baie later eers die goed, so goed as wat ons kan menslik in ons vermoë is, wat ons weet die Here vir ons lankal gesê het om te doen. En ja, dis seker beter om dit later te doen, as om dit glad nie te gedoen het nie. Uitgestelde gehoorsaamheid kan nooit aan ons soveel seëninge bring, soos wat ons dit sou gedoen het, wanneer God vir ons gesê het om dit te doen nie. Dink hoe gou jy al vrede sou gekry het, as jy dadelik begin doen het, wat Jesus gesê het, om te begin vergewe die eerste keer, selfs tot by 490 keer. Wysheid is elke keer 'n woord in Engels, wat ek dit kan uitdruk, a now word. Wisdom is a now word. Om so gou as moontlik, alles jy bang, goed te doen, en alles jy kwaad, tog maar te vergewe. Martin Luther het 'n quote gehad, dat 'n ware gelowige sy gevoelens kruisig, om die vraag elke keer te vra, maar hoekom moet ek dit nou doen? Hoekom moet ek die een wees wat altyd eerste die minste is? Hoekom moet ek vergewe? Hoekom? En dit is daardie woord wat ons moet kruisig, die vraag om te wil verstaan hoekom. Johannes 4, vers 46 tot 53. Jesus het gekom in Galilea, waar hy die water wyn gemaak het. En daar was 'n koninklike beampte, wie se seun in Kapernaum siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea in Galilea kom, gaan hy na Jesus toe en hy vra hom om af te kom en sy seun gesond te maak, wat op sterwe lê. En Jesus sê vir hom, as julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo nie. En die koninklike beampte sê toe vir Jesus, Here, kom asseblief voor my kind sterf. En Jesus antwoord, gaan, jou seun lewe. En die man het die woord geglo, wat Jesus vir hom gesê het, en hy het gegaan. En toe hy op pad was huis toe, het sy diensknegte hom tegemoet gekom, en gesê, u kind lewe. Hy vra toe, van watter uur af, het die kind beter geword. En hulle sê toe vir hom, gister, die 7de uur, het die koors hom verlaat. En die pa het onthou, dat dit presies die uur was, wat Jesus vir hom gesê het, gaan, jou seun sal lewe. En hy het self geglo, en sy hele huis het ook geglo. En dit is wat ons moet weet, op daardie oomblik, wanneer die Here vir ons sê om iets te doen, en ons gaan doen dit, sal ons by daardie plek uitkom, waar hy ons seën, waar ons sal sien van die oomblik af, wat hy vir ons gesê het om gehoorsaam te wees, van daardie oomblik af, het hy ook sy kant gebring, om te doen wat ons nie sou kon doen nie. So as ons dit kan opsom, gehoorsaamheid is die vrug van geloof, maar geduld is daar die vroeë bloeiseltjies, wat al aan die boom gesien word van geloof,
nog voor daar enigsins bloeisels hoef te gewees het. So kom ons neem vandag, vanoggend, nou, die bloed van Jesus op hierdie oomblik en ons doen wat Jesus gesê het ons moet doen. Hy het gesê, neem, drink die beker, drink dit tot vergifnis van julle sonde, en soos julle ander vergewe, so sal ek julle ook vergewe. En ons dink ook aan die liggaam van Jesus, daar waar hy gesê het, deur my wonde het daar vir julle genesing gekom. En wat ons ook kan doen van ons kant af is net om te sê, Here, ek glo. En as ons sukkel, selfs te kan bid en kan sê, Here, help my asseblief om te glo. Amen.